Baie dankie Jan en Laurens. Ek wil 'n bietjie praat daaroor, ja. Dis die woord wat ek ook volgens gaan bedien. En dit gaan uitdagend wees. Ek dink dit gaan baie van ons teologie dalk bietjie omverwerp. Want dit is myne. Ek kou nou al lank aan hierdie ding, maar die Here openbaar stelselmatig is die Here besig om die goed aan my te openbaar. Die realiteit is, wat Jan en Laurens gesê het is, ons moet besef, daar's 'n duiwel, en sy plan is om te slagsteen verwoes, val teenoor ons as Christene. Maar, God is soewerein, God heers oor alles. Ek wil hê baie mooi hoor wat ek nou sê. Daar is niemand soos God nie. Toe ek gebid het ook gesê, hy is die enigste God wat lewe. Daar is nie ander God soos hy. Hy is bo alle gode. Dit kan u gaan lees in Efesiërs 1, daar aan die einde van hoofstuk 1. Maar ek gaan dit nie lees nie, want dis nie waaroor ek wil praat nie. Ek wil praat oor, ek het dit nou neergeskryf wat ek wil lees. Ek het neergeskryf hier as inleiding. Op aarde is daar 2 koninkryke. Die een gaan die ander een omverwerp. Terwyl die ander een veg om beheer te hou, maar sonder autoriteit en krag oor die ander. Ek gaan dit net weer lees. Hy sê op aarde is daar 2 koninkryke. Die een gaan die ander een onderwerp, terwyl die ander een veg om beheer te hou, maar sonder autoriteit en krag oor die ander een. Ons sê baie keer, en ek hou daarvan wat Jan getuig, ons sê baie keer dat niks sal my gebeur. Oepsie, nou gaan ek geval. Niks sal my gebeur as God dit nie toelaat in my lewe nie. En ek dink dis 'n baie losstelling om te maak. En ons gebruik dit, en soms sê mense, en ek dink dit is 'n gesonde sienswyse, is nie goeie teologie glo ek nie. Kom ons gaan, ek wil teruggaan na Jesus toe, en ek wil graag ons sal baie versies lees vandag. Ek wil vir u vra, wat was Jesus se doel op aarde? Wat was Jesus se doel op aarde? Wat was sy missie naartoe? Kom ons lees dit kom ons gaan na Matteus 4 toe. Ons gaan baie skrifte lees, en ek wil hê u byhou, want ek wil iets vasmaak in ons harte, wat ons dalk op getwyfel het. Dalk weet u dit al lankal, maar die Here het dit nou vir my gewys, en ek wil dit graag met u deel. Matteus 4. Matteus 4, ek gaan begin by 3, onthou, ek gaan nie lees 3 nie. Jesus word gedoop met water, gedoop met die Heilige Gees. Hoofstuk 4 begin die versoeking van Jesus. Ons gaan later na terugkom. Maar ek wil graag gaan na, hy versoek, en toe hy uit die woestyn uitkom, toe kom ons by vers 16. Van vers 17. Ek gaan nie 16 eers kom, steeds net vers 17. Van toe af het Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle, en hier is belangrik, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. As jy my vra, wat was Jesus se doel na die aarde toe? Is om die koninkryk van sy Vader weer te vestig op aarde. Baie belangrik dat ons dit hoor. Jesus se doel op aarde, na die aarde toe, was om weer die Vader se koninkryk te plant, te vestig op aarde. Ek kan nie teruggaan na Genesis, hopelik volgende week sal ek soontoe gaan. Hoe het hy dit gedoen? Kom ons lees. Nou steeds Matteus 4, kom ons gaan na vers 23 toe. En Jesus het deur die hele Galilea rondgegaan en hulle in die sinagoges geleer en luister mooi, en die evangelie
van die koninkryk verkondig. Wat was sy doel? Hy het die evangelie van die koninkryk verkondig. En elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. Baie belangrik. Jesus het gepreek oor die koninkryk. Hy het dit wat in sy Vader se koninkryk het hy kom preek en toe het hy dit gedemonstreer. Hy het dit gedemonstreer deur mense wat in die duisternis is, luister mooi, onder die koninkryk van die duiwel was, uit daai koninkryk uit te ruk. Daar is baie skrifte, maar as jy gaan lees, Jesus het niks anders te gepreek as die koninkryk nie. Gaan kyk maar. Hy die hele tyd sê, my koninkryk, die koninkryk van my Vader, is soos. Jesus se woorde was, hy het die koninkryk gepreek, en dan het hy dit gedemonstreer, deur wonders en tekens. Kom ons lees vers 24, daarby. Hy sê, die gerugte aangaande hom het versprei oor die hele Sirië. En hulle het na hom gebring, almal wat ongesteld was, wat gekweld was deur allerhande siektes en pyne, en wat van duiwels besete was, en maansieke en verlamdes, en hy het hulle gesond gemaak. Hy preek oor die koninkryk, en dan demonstreer hy dit. Reg, kom ons gaan na Handelinge 10 toe. Handelinge 10. Jy moet vinnige vingers sê volgend. Handelinge 10. Ons gaan lees vers 38. Die wat skryf, jy kan daar skryf ook 1 Johannes 3 vers 8b. Ek het baie al gelees, maar ek wil volgend net Handelinge 10 lees. Handelinge 10 vers 38. Nou praat hy oor Jesus. Hy sê, met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. En hy het die land deurgaan goed gedoen, en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. Weer net 'n bevestiging, Jesus het gepreek oor die koninkryk, en dan het hy dit gedemonstreer. Almal wat onder die mag van die duiwel was, het hy bedien en vrygemaak. Jesus se missie was om sy Vader se koninkryk hier op die aarde weer te vestig. Ek sê weer, want dit was die doel met Adam en Eva. Reg. Nou die tweede ding wat ek wil sê is dat, en dis die moeilike vraag, of die moeilike stelling wat ek dalk nou vir jou gaan maak, wat jou gaan skok. Wie heers op die aarde? Om te sê, daar is 2 koninkryke. Wat 'n koninkryk heers op die aarde? Kom ons kyk wat sê die duiwel. Kom ons gaan na Lukas 4 toe. As jy nou nie gehoor nie, maar die duiwel praat ook, ja. Kom ons gaan na Lukas 4 toe. Lukas 4, dis Lukas 4 gaan ons lees vers 5 en 6. Wat sê die duiwel? Wie heers op hierdie aarde? Onthou, dis die versoeking, ek bly bietjie terug. Jesus gedoop deur Johannes, gedoop met die Heilige Gees. Die Heilige Gees lei hom in die woestyn in, dis hoofstuk 4, en dan vers 5 en 6, wat ek al baie gelees het. Maar as net, voordat ek lees, is interessant hoe die Here al hierdie goed nou vir my vasmaak, in 'n rigting in. Ek is by vers 5, toe bring die duiwel hom op 'n hoë berg en wys hom luister mooi, wys hom al die koninkryke van die wêreld. Die duiwel wys al die koninkryke van die wêreld vir Jesus, in 'n oomblik van sy tyd. Vers 6, en die duiwel sê vir hom, ek sal u, hier is baie interessant, ek sal u al hierdie mag gee, en hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee deur Adam en Eva, en ek gee dit aan wie ek wil. Met ander woorde,
Hier sê die duiwel vir Jesus, luister hier, ek is die heerser van hierdie wêreld. Iemand het dit aan my gegee, en ons weet dit was Adam Eva. Hy sê ek kan dit gee vir wie ek wil. Met ander woorde, die duiwel verklaar dat hy heers op hierdie aarde. Wat sê Jesus daarvan? Is nie altyd goed om te luister wat die duiwel sê nie. Kom ons kyk wat sê Jesus. Kom ons gaan na Johannes toe. Johannes 12. Kom ons kyk wat sê Jesus van hierdie stelling. En ek gaan nie groot sinne lees nie. Ek gaan net kort sinnetjies lees, maar u kan dit gaan verder bestudeer. Johannes 12 vers 31. Ekskuus, Johannes 12 vers 31. Nou is die oordeel, ja, daar kom 'n stem uit die hemel uit en sê, praat, en die mense wonder wat was dit, party sê dit was donderslag ensovoorts, en dan sê Jesus, maar daai stem het nie gekom vir my onthaal, maar vir julle, en dan vers 31. Nou is die oordeel van hierdie wêreld, lees mooi wat daar staan, hy sê, nou is die oordeel van hierdie wêreld, nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word. Kom ons blaai nog 'n bladsy aan. Kom ons gaan na hoofstuk 14 toe. Dit was hoofstuk 12. Jesus praat van die owerste van hierdie wêreld. Hoofstuk 14 gaan ons lees vers 30. Ek sal nie veel meer met julle spreek nie, want die owerste van hierdie wêreld kom en het aan my niks nie. Baie interessant, van die vertaling sê, die owerste van hierdie wêreld, baie plek praat van die duiwel, is die owerste van hierdie wêreld. Hy sê, en daar's niks in my wat aan hom behoort nie. Dis wat Jesus sê. Hy sê, daar's niks in my wat aan die duiwel behoort nie. Maar Jesus sê duidelik hier, die owerste van die wêreld is verseker die vyand. Kom ons gaan na hoofstuk 16 toe. Hoofstuk 16 vers 11. Hy praat dan in vanaf vers 17, hy sê, is voordeliger dat ek weggaan, en dan gaan ek die Heilige Gees stuur. Maar ek lees net vers 11, hy sê, van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Duidelik kan ons hoor, Jesus sê, die een wat heers op aarde, is verseker die vyand, die duiwel. Dit ruk bietjie my teologie, myne ook. Jesus sê duidelik, die een wat heers op hierdie aarde, is verseker nie sy Vader nie. Wat sê Paulus daaroor? Ons het gelees wat sê Jesus, kom ons kyk wat sê Paulus in 2 Korintiërs 4. Dit laat my dink, dit laat ons dink, is reg, kom ons moet 'n bietjie dink oor dit. 2 Korintiërs 4, ons lees vers 3 en 4. 2 Korintiërs 4, vers 3. Maar as ons evangelie dan nog bedek is dit bedek in die wat verlore gaan. Met ander woorde, as hulle nie evangelie verstaan nie, dan is dit omdat hulle hart nog verhard is. Nou gaan hy aan vers 4. Hy sê, ek lees weer vers 3, maar as ons evangelie dan nog bedek is bedek in die wat verlore gaan. Naamlik die ongelowiges, in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het. Paulus sê, die mense wat verlore gaan, hy verblind hulle, die wat hulle verblind is, die God van hierdie wêreld. Sjoe, dis wie Paulus sê in beheer is van die aarde. Kom ons kyk wat sê Johannes in 1 Johannes. Die laaste een wat dit gaan sê, 1 Johannes 5 vers 19. 1 Johannes
5 vers 19. Ek lees baie skrifte vanoggend vir jou, sodat jy sal sien, dis nie wat ek sê nie. Dis wat die Bybel sê en ons moet dalk ons teologie verander na dit wat die Bybel sê. In Johannes 5 vers 19. Ons weet dat ons, halleluja, uit God is en die hele wêreld in die mag van die bose lê. Sjoe. Die duiwel het gesê, Jesus bevestig dit, Paulus bevestig dit, Johannes bevestig dit. Reg, en ek gaan vir julle nog voorbeelde gee. Jesus sê vir sy disippels, kom ons blaai dalk soontoe, ons gaan weer terug na Johannes toe. Johannes, kom ons gaan na Johannes 17 toe. Wat het dit weer bevestig? Johannes 17. Bly by my, moet asseblief nie aan die slaap raak nie. Johannes 17. Kom ons lees, ek gaan daar kom ons lees vers 14. Kom ons begin by vers 14. Johannes 17. Vers 14. Hy sê, ek het hulle, dis sy disippels, ek het hulle, kom stop weer. Jesus bid vir sy disippels, dis 'n gebed. En Jesus sê, ek het hulle u woord gegee en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie. Net soos wat ek nie van die wêreld is nie. Vers 15. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld uit wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Vers 16. Hulle is nie van die wêreld nie. Net soos wat ek ook nie van die wêreld is nie. Vers 18. Soos u my gestuur het in die wêreld, het ek hulle ook in die wêreld gestuur. Wat is die beginsel? Wat sê Jesus vir sy disippels? Jesus sê vir sy disippels, of vir God die Vader, God, hierdie klomp wat my volg, is nie van die wêreld nie. Hulle is nie van hierdie koninkryk nie. Hulle is van 'n ander koninkryk. Hou dit in gedagte. Reg, die derde ding wat Jesus ook dan sê vir hulle. Hy sê vir hulle, ek's die lig in die wêreld. Nou is julle die lig van die wêreld. Kom ek lees dit, kom ons gaan na Johannes 8 toe. Johannes 8, vers 12. Johannes 8, vers 12. Onthou in Johannes 17 het ons gelees, Jesus sê, soos wat die Vader my gestuur het, stuur ek julle in die wêreld. Johannes 8 vers 12 lees as volg. Hy sê, Jesus weer met hulle gespreek en sê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Jesus sê, ek is die lig, maar hulle wat my volg, hulle sal lig wees. Kom ons bevestig dit in Matteus 5. Ons gaan na Matteus 5 toe. Ons is halfpad. Hou goeie moed. Matteus 5 van vers 13. Ons gaan nie 13 lees nie. Matteus 5 kom ons lees vers 14. Maar in vers 13 sê, julle is die sout van die aarde. En ons is sout van die aarde. Ons is 'n perseveermiddel. Maar ek gaan na vers 14. Hy sê, julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op die berg lê, kan nie weggesteek word. In vers 16. Laat julle ligte so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader in die hemel kan verheerlik. Hy sê, julle is lig, en ons is lig in 'n wat? In 'n
donker wêreld. Ons is lig in 'n donker wêreld. Hoekom? Omdat die heerser van hierdie wêreld die duiwel is. Reg, kom ons gaan na. U kan, as daar nog skrifte wat verwys na lig is, 2 Korintiërs 4 vers 6, vir die mense wat skryf, en Filippense 2 vers 14-15, baie goeie skrifte, ek gaan nie daarna dit lees nie, maar ek praat dat ons lig is in die wêreld. Reg, voordat ek aangaan, kom ons stop daar. Al hierdie goed wat ek gelees het, wat hy gesê het, Jesus sê, hy sê vir die disippels, julle is nie van die wêreld nie. Dit beteken, hulle behoort aan 'n ander koninkryk, as die koninkryk wat in die wêreld heers. En dan sê hy vir hulle, julle is lig. En jy's net lig nie in lig nie, jy's lig in duisternis. Ons moet lig wees in duisternis. Dan kom ons gaan na Kolossense toe. Nou wil ek 'n bietjie fokus op ons, en hierdie skrif het ek al gelees, maar dit maak nou baie meer sin vir my. En ek hoop vir jou, Kolossense 1 vers 23. Ek's amper klaar. Kolossense 1 vers 23. Kolossense 1 vers 23 vers 13. Ekskuus, ek moet dit hier regmaak. Ek het hier verkeerd geskryf. Kolossense 1 vers 13. Hy sê, hy wat ons verlos het, luister mooi. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Ek en jy was in die koninkryk van die duisternis. En hy het ons uit daai koninkryk uitgehaal en hy het ons in die koninkryk van sy seun geplaas van lig en lewe. Amen. Maar ons nog steeds op aarde. Dis wat hy vir sy disippels sê. Hy het vir sy disippels gesê, ek gaan julle nie wegvat van die aarde af nie. Here, bewaar hulle net van die bose. Kom ons gaan na Filippense, net 'n bladsy of 2 terug. Filippense, dis die laaste skrif wat ek gaan lees. Filippense 3 vers 20. Hy sê, Filippense 3:20, hy sê, want ons burgerskap is in die hemel, van waar ons ook as verlosser verwag, die Here Jesus Christus. Met ander woorde, as ek die Bybel mooi verstaan, en ek sê nie ek verstaan alles nie, maar as ek die Bybel mooi verstaan, hierdie wêreld is nog steeds in die mag van die duisternis. En dis hoekom ons praat van 'n donker wêreld. Die vraag is, hoe heers die duiwel op aarde? Want, en ek gaan nie daaroor baie uitbrei nie, hoe heers die duiwel op aarde? Hy kan nie self hier heers nie, want hy is 'n gees. Hy gebruik mense. Hy gebruik konings, hy gebruik regerings, wat nie in Jesus se koninkryk is nie. Gaan dit weer sê. Die duiwel gebruik mense, regerings en konings, wat nie in Jesus se koninkryk is nie. Dis hoe hy regeer hier op aarde. Hoe regeer God op aarde? God regeer op aarde deur my en jou, wat 'n liggaam het, wat lig is, wat sy koninkryk moet bevestig. Dieselfde manier wat God sy koninkryk
wil vestig in Louis Trichardt, in my, met jou wêreld, is deur mense. Dieselfde manier gebruik die duiwel om te heers op aarde. En dis waar die konflik is. Maar ons weet, ons koninkryk is 'n ewige koninkryk. En Jesus het gesê, alle mag het ek nou. En ek gee dit vir my kinders. Hy gee dit nie vir almal nie, hy gee dit net vir sy kinders. Sodat ons kan heers oral waar ons gaan. Maak dit sin wat ek sê? En dis hoekom my stelling in die begin is, het ek gesê, daar's 2 koninkryke op aarde. En die een gaan die ander koninkryk, wat ek gesê, vernietig. Verwoes, onderwerp. Die een koninkryk gaan die ander een onderwerp. Hoekom? Want die ander koninkryk het nie die autoriteit en die gesag oor ons nie. En almal sê, reg, wat ek dan vanmôre vir jou wil sê is, ek en jy behoort aan God. Ons is lig, ons sy disippels, maar ons is op 'n plek waar deur die vyand of die duiwel beheer word en geheers, waar hy heers. Hoe heers hy? Deur mense, deur regerings. Ek gaan laat ek 'n losstelling maak. Kom ons vat liewers nie Suid-Afrika nie. Kom ons vat 'n plek wat baie ver weg is van ons. Kom ons vat Iran, want dit is nou baie in die nuus. Kom ons vat Iran. As daai heerser nie aan God behoort nie, waar kry hy sy raad vandaan? Wie is sy God? Is die God van die duiwernis, dis die owerheid van die duisternis. En daarom regerings wat nie onderwerp is aan God nie, word beheer deur 'n mag van die duisternis. So konings ensovoorts. Maar ek en jy is uit daai duisternis uitgehaal en in 'n nuwe koninkryk geplaas, van lig en van lewe. En hy sê hierdie koninkryk is 'n ewige koninkryk. En hy gee vir ons die autoriteit en die gesag om te heers oor die koninkryk van duisternis. Dis hoekom hy sê, ons is lig. Want as jy daai lig aansit, dan beklei hierdie ligte nie om die duisternis te verwyder nie. Dit gebeur. Dis God se hart vir my en vir jou. Amen. En daarom moet ons versigtig wees om stellings te maak, om te sê, God is in beheer van alles. Ek gaan dit weer sê, wees versigtig om te sê, God is in beheer van alles. Jan het 'n baie goeie voorbeeld gegee, gelukkig is hy nie ek nie. Jan het gesê, vooroggend, toe het hy toegelaat, dit was nie God se wil nie, hy het toegelaat, dat die vyand gedagtes lê in sy kop, en hierdie goed was nie van God af nie, en dit het hom net verder afgetrek. Met ander woorde wat Jan gesê het, selfs u en ek as Christene, as ons nie gelei word deur die Heilige Gees nie, kan gelei word deur die vlees en die gees van die wêreld. Gaan dit weer sê. As ek en u nie gelei word deur die Heilige Gees nie, dan kan ons gelei word deur die vlees en die gees van hierdie wêreld. En dan doen ons nie God se wil nie. Maar as ons toelaat dat die Heilige Gees ons lei, raai word, dan vestig ons die koninkryk van God deur sy krag en sy lig wat deur ons heers. Amen. Dis wie ons is. My gebed vir elkeen van ons is vanmôre is, Here, help my om lig te wees.
help my om die koninkryk van my Vader uit te vlees. Matteus 5 het gesê, moenie onder 'n maatemmer wegkruip nie. Jy sit nie 'n lig aan, en dan sit jy hom onder 'n maatemmer nie. Hy sê nee, hy sê, jy sit hom op 'n staander, sodat almal kan sien. As jy vanmôre sê, ek behoort aan 'n nuwe koninkryk, ek behoort aan die koning van alle konings, aan Jahwe, deur Jesus Christus, dan sê lig. Jy skyn. Kom ons gaan, ek wil dit net weer lees, jy hoef nie so te gaan nie. Matteus 5. Dis interessant, hy sê, laat julle lig so skyn voor die mense. En Louis Trichardt, laat julle lig so skyn voor die mense, waar ek werk, waar ek ontspan, waar partytjie hou. Laat jou lig so skyn by die mense, dat hulle julle goeie werke, nie wat jy sê nie, dat hulle julle goeie werke kan sien. En nie sê, wow, jy's groot nie, maar julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Dis die seisoen wat ons is, my boetie en sussie. Ons is in 'n wêreld wat nag is. Maar jy's die lig wat op 'n staander is. En as mense na jou kyk en sê, daar's 'n God. Daar's 'n koning. Ek sien dit in jou. Daar's 'n God en koning. Amen. Ek sê weer, God is almagtig. Daar's net een God. Hy is almagtig. Is verkeerd van ons selfs om die duiwel in dieselfde sin as God te plaas. Want daar's geen vergelyking nie. God is almagtig, hy is in beheer. Maar op die aarde het hy die mense sit, en ek sal volgende week daaroor 'n bietjie praat, om te heers, en die mense die heerskappy gee aan die duiwel, en Jesus het teruggevat, en dit aan sy kinders gegee. En daarom moet ons lig op hierdie aarde wees. Amen. Kom ons staan. En ek wil hê jy bid. Ek gaan nie vir jou bid, ek gaan later bid. Maar ek wil hê dat jy vir die Here se dankie sê dat jy in sy koninkryk is. En dat jy sal praat met hom, sê, Here, help my om lig te wees. Nie toe te laat laat ek gelei word die gees van hierdie wêreld nie, en dat ek nie sal toelaat laat my vlees my lei nie, maar laat hy gelei sal word die Heilige Gees. Ek wil hê dat daar waar jy staan, praat met hom, sê vir hom wat in jou hart is. Baie dankie Jesus dat die aarde toe gekom het om die Vader se koninkryk te kom vestig opnuut. En dankie in daai proses het U my gevind. Dankie dat U my kom red het. Uit die koninkryk van die duisternis van hierdie wêreld. En dat ek nou 'n burger is van U koninkryk, van liefde, van lewe, van heerskappy, van autoriteit, van gesag. En dankie dat U wil hê ek moet skyn soos 'n lig in 'n duistere wêreld. Dat ek sal skyn en laat mense sal sien, Jesus is koning van my lewe, en dat hulle Jesus sal soek met alles in hulle. Dankie vir U genade. Dankie vir U redding, maar dankie ook dat U my toegerus het deur die Heilige Gees om saam met U te heers oor al die werke van die bose. Dankie vanmôre verklaar ons Vader, U koninkryk is 'n ewige koninkryk. En U koninkryk sal die koninkryk van die duisternis plunder, en dat U my en elkeen wat vanmôre U woord hoor, dat U elkeen van ons gaan gebruik om dit wat Jesus gedoen het, gedemonstreer het, dat ons dit sal demonstreer.
Die koninkryk sal heers oor die werke van die bose. En dis ook wie ons gelos het hier op aarde. Dat ons lig sal wees. En dat ons sal skyn tot verheerliking van u heilige naam. Vader, dankie dat u ons toegerus het met krag deur die Heilige Gees wat in ons woon. En ons toegerus het om te heers saam met u oor al die werke van die bose. Help ons in dit, Vader. Kom lei ons, o Heilige Gees. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen.